jou geestelike lewe vir jou 'n bietjie smaakloos? Voeg 2 bestanddele by en proe dan die verskil. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Vriende, welkom by Vroue met Waagmoed. Ek groet jou met 'n warm hart. Dankie vir die tyd wat jy op sy sit om saam te kuier. Hoe was jou Paasfees? Ons het gister 'n fantastiese en 'n geseënde deel en kuierdag gehad. En buiten dat ons heerlik geëet het uit ander se kombuise en ons eie, het ons sulke mooi dinge gehoor oor hoe God mense se lewens lei, beskerm en genees, en hoe hy soms op vreemde maniere voorsien. Terwyl ons besig is om op te ruim na die tyd en ek die sout en peper op hulle plekke bære, praat Heilige Gees hier binne in my hart oor die beginsel van geur in ons geestelike lewe. Nou jy weet, ek praat so baie keer en ek sê, Christendom is prakties. So, hier is 'n praktiese gedagte wat jy kan onthou wanneer jy kos maak. Nou het jy al, terwyl jy kos maak, geproe, iets kort. En ek wil amper sê, 8 uit die 10 kere is dit sout en peper. Die oomblik wat jy bietjie sout en peper bysit, verander smaakloos in 'n simfonie van allerlei geure wat skielik na vore kom. Het jy dit al ervaar? So terwyl ek die sout en die peper bære, besef ek dat ja, dit is ook so in ons geestelike lewe. Ons geestelike lewe het geur nodig, anders is dit smaakloos. Ek en jy moet intentioneel God se woord en gebed byvoeg om dit smaaklik te maak. Die oomblik wat ons aktief Bybelse beginsels in ons daaglikse lewe inkorporeer, dit nie net lees nie, maar aktief leef. En wanneer ons daardie beginsels voor God bring in gebed, gebeur iets wat 'n simfonie van geur in ons lewe toevoeg. Soos wat sout en peper diepte en aroma uitbring in kos, bring God se woord en gebed diepte en aroma uit in ons geestelike lewe. Dit bring die diepte van God se doel in ons lewe na vore. 'n goed gegeurde Christenlewe verander nie net ons eie lewe nie, maar die geur daarvan trek mense na ons toe, sodat die aangename smaak oorvloei na hulle lewe. Dis mos waar, is dit nie? Nou dink 'n bietjie vir jouself. Die reuk van geurende kos trek ons aan. Ons geniet dit. Dit maak ons gelukkig. En daar bly gewoonlik nie iets op die bord oor nie. Selfs nie die laaste sousie nie. En nou terwyl ek dit sê, sien ek hoe my skoonsussie met haar vinger so lekker die bord uitkrap en haar vinger aflek. Nou op dieselfde manier bring 'n lewe wat met God se woord en gebed gevul is 'n unieke vreugde en vervulling na die wêreld. Dis so of hulle daai bord wil uitkrap met hulle vinger en dit aflek van die geur wat hulle by jou proe, maak hulle versadig. Dit wat jy in jou lewe het, as jy met die beeldspraak sal verskoon,
maak dat hulle God ruik by jou en dat hulle hom wil proe. Jy sal onthou dat tydens die bergpredikasie in Matteus 5 praat Jesus oor die beginsel van geur. Matteus 5 vers 13. Dit sê: Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Nou in my eie woorde, in vandag se konteks, sê Jesus dat ons die geur moet wees vir die wêreld. En jy weet mos, sout gee nie net geur nie, dit preserveer ook. Ons is eerstens daar om geur vir die wêreld te wees, sout. En dan om hulle lewens te preserveer met Christus, evangelisasie. Dan sê Jesus dat wanneer ons lewens smaakloos geword het, met ander woorde daar nie sout in is nie, is dit onaangenaam. Dit maak geen impak nie en dit is eintlik nutteloos. Vriende, ek en jy moet die sout wees, die woord sê so. Maar ons kan dit nie wees as ons nie in ons eie lewe sout het nie. Ons moet God se geur deur sy woord en gebed eerste in ons eie lewe kry, sodat ons self eers smaaklik en goed gepreserveer is, voordat ons ander daarmee kan aanraak. Ek en jy moet aktief, intentioneel ons soutigheid, nie ons stoutigheid nie, ons soutigheid aanvul. Dink 'n bietjie daaroor. Nou, hoe doen ons dit? Ons kan nie net die resep lees nie. Ons moet die bestanddele aktief in die disse van ons lewe inroer, sodat dit smaakvol kan wees. Kolossense 3 vers 16 sê hoe ons dit inroer. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Wanneer die woord van God in ons woon, is dit nie net inligting wat ons passief lees nie. Dit vorm ons gedagtegang, lei ons interaksie met ander en geur elke deel van ons lewe met wysheid. Wanneer ek en jy die woord neem en dit inweef in die materiaal van elke besluit, ons aksies, ons interaksies, en dan daardie wyshede wat ons lees deur gebed oplig voor God en sy leiding deur Heilige Gees vra, kom die krag of dan die smaak daarvan na vore. Dis wanneer ons lewens werklik 'n simfonie van smaak word vir die wêreld rondom ons. So, familie, vriende, ek wil julle aanmoedig. Kom ons fokus daarop om nie net hoorders nie, maar daders van die woord te wees. Kom ons geur ons eie lewens eerste met die woord van God en bring dan daardie beginsels voor hom in gebed, sodat dit nie net ons eie lewens smaakvol maak nie, maar ook die rondom ons se lewens heerlik geur. Vader, ek dank U vir die woord en die krag van gebed. Ek vra dat U woord lewendig sal word in ons gees en dat die waarheid daarvan ons lewens geur. Ek dank U in Jesus naam. Amen. Vriende, ons kuier Woensdag verder in Engels. Geseënde week vir jou.